sit of staan, steek jou hande in die lug. Sê net, Here, ek gee oor. Here, ek gee oor, ek surrender. Hierdie is u seisoen, nie myne nie. Hierdie is u geleentheid, nie myne nie. Maar ek weet, as ek in die wil is, dan is dit my beurt ook. Aba Vader, ons bid vanoggend, Here, en ons kom loof en eer en prys U. Dankie vir die voorreg, Here, om as 'n gemeenskap van gelowiges by mekaar te kom. Here, dit klink so Christianese, maar dis wat dit is. We are a fellowship of family in God. Here, dit is so lekker om te weet, dat ons het boeties en sissies in Christus. Here, laat wanneer die lewe ons raak kry, kan ons mekaar se knoppies druk en sê, help, ek kort gebed, ek kort 'n antwoord, ek kort net iemand, al is dit net 'n drukkie, al is dit net sit by my, al is dit net luister. Want dis hoe U ons gemaak het, om vir mekaar daar te wees. Here, mag vanoggend 'n oggend wees, waar U net verheerlik word. Here, mag die getuienis van vanoggend, en die woord van vanoggend, U so seën, Here, omdat kinders van God geseënd is. Mag elkeen se hart vandag so vol dankbaarheid wees, dat ons nie anders kan om uit te basyn, dat God is goed, en God is groot, en God is getrou nie. Here, ek bid vanoggend vir elkeen waar hulle dalk in 'n challenge sit, of vasgevang sit in omstandigheid, of 'n struggle met hulle self, of met mense, of met sonde, dat U hulle net sal release, en hulle in daai vryheid sal kom, van dit wat saam met Christus kom. Is ons gebed in Jesus naam volgend. En almal sê saam, Amen, julle kan sin. Prys die Here. Amen. Welkom almal, goeiemôre. Die wat ek nog nie gegroet het nie, hallo. As jy my ook nie gegroet het nie, hallo. Prys die Here. Nou ja, julle is seker nuuskierig, nie? OK. Christy en Mika is nie swanger nie, net in geval julle gewonder, hè. So, sorry Tannie, nog 'n bietjie wag. Ja. They are expecting with purpose. Amen. Kom ek gee so 'n bietjie background. Die laaste tyd begin die Here met my baie praat oor 'n skrif wat hy my geshare het, toe ek tot bekering gekom het. En ek het lank nie eers aan daai skrif gedink nie. Ek het hom al baie gebruik, maar nog nooit self daarop gefokus nie. En tot nou die dag luister ek 'n preek op YouTube, en die ou sê iets, en dit gryp my hart, en die Here sê vir my, hoor jy wat hy sê? Amen? En die skrif is in Job. Amen? Vir die Engelsmense Job, nee, Job, nee? Net die Engels reg uitspreek. As ek reg ben, nee, is nie Job nie, is nie Job nie. Amen, as jy Job soek, is voor Psalms. En die van julle wat Job se storie ken, maar in Job 8, kom die Here en hy share eendag met my hierdie versie. Ek gaan sommer van vers 5 af lees. Hy sê, but if you pray to God and seek the favor of the Almighty, and if you are pure and live with integrity, He will surely rise up and restore your happy home. Amen. Dan sê vers 7, and though you started with little, you will end with much. En ek is like, soveel keer het ek hierdie skrif al gebid, en nou die dag luister ek een van Kim Clement se preke. As julle nie weet wie Kim Clement is nie, hy was nog een van daai regte profete, amen. En hy het hierdie ding gehad, wanneer hy het sy eie worship gelei, maar sy kerk het soos 'n chant gehad, was soos hulle battle cry. En met hierdie versie, ek het altyd net die battle cry gehoor, hy het gesê, I see myself in the future, and I look much better than I look right now. Amen. Ek dink ons kort so 'n t-shirt. Amen. En daai tyd toe ek dit gehoor het, het ek altyd vir die Here gesê, is dit ooit skriftuurlik? En toe gee die Here vir my die vers, Job 8 vers 7. Alhoewel jou begin klein is, sal jou einde groot wees. Amen. Ek het eers gedink is 'n gewigsaak, maar blykbaar is dit nou nie dit nie. So,
In die laaste tyd het die Here baie met ons kom praat oor rentmeesterskap en met ons as leierskap en ek en my vrou staan eendag op en sy sê vir my ons hierdie gebou, ons voel ons moet hom uitverf. Amen. Ons voel die Here sê vir ons, vat rentmeesterskap oor iemand anders se goed. Amen. Vat rentmeesterskap oor iemand anders nog. Elke keer as ons 'n huis hier invest ek in 'n huis. Amen. Elke keer wat ek 'n huis hier, sit ons geld in 'n huis in. Ons maak dit mooi sodat ons lekker leef. Amen. Dit kos nie daai eienaar geld nie. Maar ons weet altyd dis nie ons nie. So ons huur dit net altyd. En toe ons verlede jaar moes trek, kyk, dis ons gutted, want waar ons gebly het in Sinnewil, wie weet, daai was 'n lekker plek. Nee, ek het gesien hoe word ek oud in daai jaar. En toe moet ons trek, die eienaar laat weet ons, hy gaan die plek verkoop, Tata Hasie. En ons is gutted, en ons is dus in, Here, waar nou? Soek huis, kry nie huis nie, kry die huis waar ons nou bly, wat ons nou in elk geval weer moet trek, en, gaan ons, nee, amen, so, en ons is daar, en ons sit en ons het 'n gesprek, met 'n paar vriende, my vrou sê hierdie, sy sê, ek dink ons het die oggend nog hier gery, en sy sê, ons het 5 jaar in daai huis gebly, ons is nou 4 jaar, dis verlede jaar, in hierdie gebou, imagine die Here sê oor 5 jaar trek, einde van volgende jaar, ons het 5 jaar, amen, en ons is like, ja, sure, prys die Here, jy weet mos soos mense, so, en toe begin die Here met ons praat, maak die plek mooi, ek vra op die besigheidsgroep, wie stel belang, Richard steek so my eerste hand op, praat uit sy beerd uit, gaan groot, prys die Here vir gewillige harte, amen, ek laf sulke ouens, ons het so 'n sê ding, dis makliker om 'n wille perd in te breek, of om 'n dooie perd op te wek, amen, gee my al die wild ones, okay, hier julle Wild West, en ons sê ons gaan die plek uitverf, John laat kom, hy meet alles op, gee vir ons 'n kwotasie, en ons praat met die exco van die kerk, exco sê hulle is in, ons doen dit. 2 Sondae terug, sê iemand vir ons, hulle wil ons asseblief sien na die diens, en, of hulle bel ons die middag en sê hulle wil ons die maandagoggend sien, waar is ons? Ons sê wel kerkshopping, ons is Makro, 9 uur die oggend, op 'n maandagoggend, kerkshopping, nagmaal, al daai goeters, hulle sê hulle kry ons daar, en, hulle sê hierdie woorde, gisteroggend in die kerk het die Here vir my gesê, ons moet vir Bomshelter se eie kerk koop, dis 'n begeerte wat hulle al vir jare het, en, ons is Damstra, ons sê ja, jy weet ons hoe werk het, ja, nee, het gebeur ons met ander mense, en, ons sê, okay, hoe gaan ons dit doen, hulle gee die beste antwoord, ons weet nie, wie van julle het al daai antwoord gekry, en dink jy rarig, jy kan nie met sulke nuus kom, en dan sê ek weet nie, en die laaste tyd, ek gaan nou baie rond in Bond praat, en ek wil hê die prentjie vir jou inkleer, amen, wie het 'n prentjie nodig om te verstaan, amen, so, die laaste tyd begin die Here, baie met ons praat, en al, ek dink is al van, vroeg in die jaar af, Februarie af, begin die Here met ons praat oor die skrif, van Matteus wat sê, op hierdie rots sal ek my kerk bou, amen, op hierdie rots sal ek my kerk bou, later is ons is in, ja, wat sê die Here, ons is al later, moet ons die kerk se naam verander, na die klipkerk, of die rotskerk, wat wil die Here vir ons sê, maar ons bid hierdie skrif, want God wil iets vir ons openbaar, amen, amen, en hoe meer die Here goed op my hart begin prys, gaan haal ek Bomshelter se profeseë uit, van die laaste 15 jaar, en ek begin dit bid, en ek sê vir Here, okay, wat wil U vir ons wys? Iets is in die gees besig om te gebeur, die hele wêreldwyd is daar swaai in die gees, wie het agtergekom? Wie het agtergekom die laaste 3 maande in hierdie kerk is dinge anders, die Here is verseker besig, ons het al agtergekom, die Here het mense wie jy nie eers besef het wat dreining is nie, die Here in die laaste 3 maande uitgaan, wat jou emosioneel drein, en hy het mense gebring wat mekaar emosioneel stig en geestelik stig, want baie mense trek jou net leeg, maar hulle invest niks terug.
En ons kom agter, daar's 'n hele nuwe seisoen in die geestesdimensie aan die gang. En ons praat daaroor en die mense wat ons gesien het sê, kyk maar of julle iets kan kry. So, dis so half in die geskarrel, ons is op pad Bosveld vir Jesus toe. Amen, wat 'n geseënde tyd. En eintlik moet ons hierdie naweek op ons huweliksherdenking wees. Amen. Jy bent weer special as my vrou sê ek moet hier staan vandag want sy cancel haar huweliksherdenkings wegbreek. Amen. En ons soek plekke en ons kry hierdie plek. Jy weet hoe ons, kom ons gaan kyk. Amen. Ons stap in, ons kyk, ons is al die 3de keer hierdie plek. En binne in die saal staan daar so 'n groot rots wat hulle nooit uitgehaal het. En dis asof 'n hamer my slaan. Pa! In die gesig. Hier is die rots waarop ek my kerk gaan bou. En die vroukie is nog, wat dink julle? Ek sê nee, dis die regte plek. Ons weet dit sommer nie. Ons reël met die koppel om hulle die plek te gaan wys. Kom ons gaan kyk. Hulle kom daar. Hulle sê wel, al wat ons kan doen, ons kan instuur vir die bank. Amen. Ons het so 'n paar maande terug probeer om 'n huis te koop, en die bank het net nee gesê. Okay? Sorry. Maak nie saak wat ons draai nie. Elke liewe bank, 4 verskillende banke. Die een wat die naaste was, het gesê, julle moet 400,000 deposit inneem. Amen. En dis net vir 'n huis. Nou doen ons aansoek vir 'n plot. Bomshelter se eie plot. En die maandag word die papiere ingestuur, laas maandag. Dis nou laas maandag. Amen. Dinsdag sê die koppel, ons wil julle gou 5:00 sien. Want ons is besig, ons huis waar ons bly word verkoop, so ons heeltyd te loop van mense wat wil huis koop. Wie van julle weet hoe erg is dit? Dis my kosmaaktyd. En kom hulle ons toe en sê, julle sal nie glo nie, maar die lening is goedgekeur. So, Lord willing, 7 Desember begin ons in ons eie gebou. Bomshelter se eie kerk. Bomshelter se eie grond. Bomshelter se eie venue. Amen. En die kerk is so nice, ons mag in die huis bly. Is dit cool nie? Wat amazing is dat die huur wat ons hier betaal en die huur wat ons nou betaal help om die paaiement te cover. Dis hoe die Here ons seën. Amen. Sonder dat jy weet as jy deel van 'n droom groter as ons. En toe verstaan ek hierdie skrif. Want die droom is altyd groter as ek. Amen. Jare terug in 'n opleidingsklas vra ek vir almal in die klas, wat is jou droom? Wat is jou droom? Wat is jou droom? En almal kom met 'n beurt om te sê, onthou jy graan, daai een ref. Almal het 'n beurt om te sê by die skoolsaal, hoe groot is jou droom? En toe almal klaar is, toe vra iemand vir my, hoe groot is jou droom? Ek sê, my droom moet groot genoeg wees waar julle elkeen julle droom kan uitleef. Amen. En hier is die vervulling daarvan. So, al die registrasies gaan nou deur, as dit goed gaan, kan ons 20 Oktober intrek, so ons van daai datum. Ons kan al van die 13de Oktober af begin, die plek bietjie skoonmaak, regmaak. Daar het vir 'n lang tyd niemand daar gebly nie. As 'n muur in die saal wat ons wil uitbreek, en die muur skuif, want ons 'n massive saal, is groter as hierdie en daai hele portaal saam, en daar's nog 'n stuk wat ons wil toebou. Wat amazing is, daar's 'n saal, wat ons gesê het, dis 'n fellowship plek. Met ander woorde, jy kan kom en jy kan jou familie op 'n Saterdag bring, en daar kom braai onder die boom, swem. Jy kan die saal boek en sê, ek gaan my man
of my vrou se 50ste of 40ste of whatever wil ek daar kom. Want dis julle sin, net soveel as dit ons sin is. Amen. Amen. Dis Bombshelter sin. Dis nie Kobus en Eddie sin nie. Dis nie die Exco sin nie. Dis Bombshelter sin. Ons het die voorreg om daar te bly. Amen. Ons kan daarom in die huis bly. En wat amazing is, kom ek share gou met julle vinnige getuienis. En die huis het badkamers, 4 badkamers, en ons sê, okay, vir eers gaan ons die huise badkamers gebruik, vir toilet is beter as die, dis skoner as die. Daar is 'n gebouetjie wat ons wil afbreek en oorbou, dan kan ons ordentlike amblisie bou. En gistermiddag, laat weet iemand ons, ek sponsor die eerste toilette en wasbak, 2 toilette en 2 wasbakke. Amen. En ons is like, wow. En sy sê, sy gaan van winkel tot winkel gaan en kyk wat sit lekker, want sy like om lekker op 'n toilet te sit. So sy gaan nie net enige toilet koop nie. Sy gaan sê, ek betaal vir daai toilet. Amen. En ons lag. En dis amazing. Gisteraan daar's 'n stoor wat ons wil toebou en deure insit, dat ons hom kan gebruik vir 'n stoor vir die kerk, waar al die braaiers en die goed in gaan. Gisteraan kry ek 'n boodskap en sê, pastoor, jy sal nie glo nie, ek het sopas 'n dubbel garage deure met motor, met al sy fittings gekry. Ek wil hom vir die kerk skenk vir daai stoor. En stadig maar seker begin alles snowball en in plek inval. En ek besef net, dis die seisoen, die oomblik toe ons besluit, ons gaan rentmeesterskap oor hierdie plek vat, ons gaan 'n ander ou se plek vir hom mooi maak. Toe sê die Here, nee, is tyd vir julle plek. Julle harte is reg. Amen. My vrou is like, kon ons dit nie al Januarie besluit? Maar weet jy, dit moet einde November wees, ons moet ons 5 jaar siklus hier klaar maak. Amen. So 7 November gaan ons in die nuwe plek begin. Desember, sorry, okay, amper maak het bietjie vinniger. 7 Desember gaan ons in die nuwe saal begin. Somewhere gaan ons begin werk aan daai plek, begin skoonmaak, en begin regkry, as jy voel, ek sal iewers 'n datum reël en sê, kom ons gaan kyk almal as julle lus het om te gaan. Ek weet julle is nie so nuuskierig nie. En amen. Hey. Ek gaan nie so intoe nie. As jy, julle wil seker weet waar's dit, nê? Okay, dis nie hier nie. Dis letterlik as jy 'n klip oor my lottopad kan gooi, net aan die ander kant. Amen, reg oorkant Mooipoort golfbaan, die van julle wat daai slaan en soek speel. Amen. Letterlik ry ek by jou verby. Jy kan nou nie 'n verskoning hê nie, jy kan gou Sondagoggend vir die ouens sê werk gou kerk toe, kom weer terug. Altyd welkom. Letterlik daarby. En het ek vir iemand gaan wys, toe sê ek, triptents is net hier. So, ons sal definitief reël dat ons gaan kyk. Ons sal definitief almal vat. Die plot is 1.2 hektaar groot, daar's genoeg parking. Daar's genoeg alles. Daar's genoeg bome, jou kar gaan nie in die son staan. Amen. Dis net amazing hoe alles net in plek val. So, wel, as ons hom ingewurg kry, doen ons. So as jy vanoggend saam met my excited is, wil ek jy moet opstaan. En ek wil hê ons moet vir die Here 'n dankoffer gee. Groter as jy wat jy nog ooit gedoen het. Is jy reg? Ek gaan tot 3 tel, jy kan hande klap, jy kan fluit, jy kan skree, jy kan hoera, jy kan halleluja, jy kan jippie, moet net nie piepie nie. Amen. Almal reg, 1, 2, 3. Amen. Halleluja. Julle kan sit. Julle kan sit. Ja. Ek sê die voordeel nou vir my is, joggie hulle wat so vroeg oopsluit kan aan die venster klop, ons maak so lank vir jou koffie staan op. En nee, ons grap. So ja, net vir julle, ons moes dit met julle share. Ek wou dit nie net op Facebook sit of op 'n WhatsApp stuur nie. Julle is die ouens wat elke week hier is, en ons wil net vir julle sê, die Here het voorsien. Amen. Awesome. Wie het nog 'n getuienis? Kom.
Want apparently het die Here niks vir die res van die mense gedoen nie. So, ek weet dit klink dalk vir julle stupid, maar ek kon gister vir die eerste keer in meer as 15 jaar 'n nuwe stoffie steier koop en stoele vir my en Biana. En vir my is dit groot. So ek weet wie gaan die mat kom stofsuig in die kerk. Ek wil met julle iets deel. Verlede Sondag het Christie se preek my baie hard geslaan. Ek like hom nie baie nie, regtig. Ja. En wat vir my getref het is, wat staan tussen my en God? En ek het besef, dis my foon. Want ek klim op my foon en lees my Bybel, maar jy fokus nie regtig nie. En ek het maandag weer begin. Ek het my Bybel weer oopgemaak en ek het begin Bybelstudie doen. En dinge het so gedraai, want ek sukkel op die oomblik regtig met my geloof. En Christie het my weer, hy het my geklap. Sonder 'n fisiese klap, maar hy het my geklap. So ek hoop die van julle wat nog nie Christie se preek van laasweek gekyk het nie, gaan kyk hom. Dis regtig roerend. Ek het vanoggend, ons het 'n dame hier so van 'n kleuterskool van Eastland en sy het vir my 'n advertensie gestuur. 4de Oktober het hulle 'n markdag, hulle probeer geld insamel vir 'n kleuterskool. En ek is altyd eerste een wat inspring en sê ek skenk, ek het, want die Here voorsien vir my baie. En so staan ek gister en ek sien, ek het nie eers 'n swart sak vol klere nie. Julle gaan kyk hoe lyk my bakkie vanoggend. Gaan kyk hoe lyk dit. Ek glo. Ons het 'n paar clowns wat ons kan stuur vir die nardag. Kom Daniel. Hier's 'n hele paar clowns. Alle mense, hierdie voel vreemd, ek kyk net altyd van agteraf. So, ek wil net sê, ek voel baie geseënd, soos my ouers het nou vir 'n rukkie geworry en gestres, en ek ook so bietjie, want ek is soos, ek weet nie waartoe ek gaan nie, ek weet nie wat ek doen nie. Ja, ek het 'n tent, ja, mannekamp tent. So, ja, ek dink, ek het ook 'n huis gekry. Dis dieselfde plek as wat die kerk is nou. So, ja, ek het dieselfde adres as die kerk. So, nou hoef ek nie meer so vroeg op te staan om klank te kom doen nie. Ek kan net wag tot net voor die tyd en dan gou daar opdaag in my pyjamas. Ek dink dis fyn. Okay, maar ja. Ek gaan nie daai voor die kamera verduidelik nie, maar okay, shop, goed, mooi reg. Ja, dis dit. Dankie vir die tyd. Bye. Awesome. Môre julle. Dis die eerste keer wat ek hierdie doen. So verskoon maar as ek oor my woorde stoor. Ek het ook 'n getuienis wat ek graag met julle wil deel. Ons trek alweer. Ook so, ons het na 'n huis gaan kyk in Raslouw. Die huis was geadverteer vir die 1 Oktober. Ons kan eers die einde November trek, of die begin van November trek. Daar was 3 mense waarna die huis kom kyk het, en ons was een van hulle. En ek het gebid vir vrede, en ek het gebid vir krag, en ek het gebid, Here, wys ons. Nie een van die ander 2 mense het belang gestel nie. En heeltyd het ek die woord gekry van wag en rus. Wag en rus en vertrou. So ek wil net vir julle almal sê, wag en rus op God se antwoord. Nog iemand?
Bietjie iemand van die kant asseblief, want hulle is al 4-0 agter. Ek het nie regtig 'n getuienis nie. Ek wil net sê ek is so dankbaar om in hierdie kerk te wees, want dis nie net jy kan maklik op 'n foon klim en sê hoor jy ek het dit nodig en iemand sal altyd inspring en jou help, maar dit is ook lekker om iemand anders te help, om daar te wees, om in 'n community te wees waar jy ook kan waardevol voel. Soos toe ek vir Helena gaan help trek het. Dit was vir my so lekker om te weet ek kan inspring en daar wees vir haar om haar te help trek, of om op 'n vroueoggend te wees om iets waardevols te leer van myself, om te sien hoe my man groei in die kerk, om te sien hoe ek groei in die kerk, om saam sulke dae soos vandag te beleef waar ons hoor van wat met die kerk volgende gaan gebeur, om regtig in 'n kerk te wees wat 'n community is, wat nie net 'n kerk is nie, it's a home, I'm coming home. En dit is die eerste keer in 'n lang tyd wat ek en my man so 'n plek gevind het waar ons regtig voel we are coming home every Sunday. En ons het lank gesukkel om 'n kerk te kry waar ons regtig happy in is. En ek is so ongelooflik dankbaar vir Bomb Shelter. Ek kan nie dink dat die Here my ooit hier gaan wegvat nie, maar as hy doen, dan is dit 'n plan wat hy het met my, maar vir nou is ek bitter happy dat my man, ons gaan ons is lede Sondag nie, maar ons probeer om elke liewe Sondag hier te wees, want dit is vir ons ongelooflik lekker om in hierdie kerk te wees. Daar is nie een persoon wat ek 'n grief mee het nie, daar is nie een persoon wat jou nie 'n drukkie kom gee of jou kom groet nie. Dit is net so lekker om hier by Bomb Shelter in te stap, want jy weet, jy is geliefd, want mense het jou lief met die hart van die Here. Daar is nie 'n ding van jy moet so aantrek, jy moet so lyk, jy moet so optree, jy moet so wees nie, want hy het jou lief net soos jy is. En dis die eerste keer waar ek so kan voel in 'n kerk. En ek wil net dankie sê vir elke liewe ene wat my aanvaar vir wie en wat ek is in hierdie kerk. Awesome. Nog iemand? Net nie almal gelyk nie. We'll get there. Soon. Kom ons maak ons oë toe. Maar Vader, Dad, ons kom net en ons wil vir U sê dankie. Dankie dat U getrou is. Dankie dat U goed is. Maar Vader, ek vra dat alles wat U gesê word vandag uit U troonkamer sal uitkom. Van U hart af. Nie uit ons menslike verstaan uit nie uit emosies uit nie uit wat ons dink ons wil sê of doen nie, maar direk van U af. Ons sê vir U dankie, Abba Vader. Dankie. Amen. Awesome. Wie was laasweek hierso? Daarom so 'n paar. Wie het laasweek se preek gekyk op YouTube? Daarom so 'n paar. Die van julle wat nie gekyk het nie, jy gaan nou lost wees, so sterkte. Dis jou probleem. Laasweek het ons gepraat oor die hele journey van Abraham. Hoe hy opgestap het met sy seun. Sy seun wat nie 'n vens gevat het toe sy pa hom probeer offer het nie. Sy seun wat nie weggehardloop het nie. Abraham se geloof. Amen. Want Abraham het gesê, daar gaan niks tussen hom en God staan nie. Absoluut niks. Sy mees valuableste possession wat hy gehad het, het hy op die spel gesit. En die vraag was, is ons bereid om dit te doen? So keep that in mind, dit was wat laasweek gebeur het. So hierdie week wil ek bietjie met julle kom share weer Ou Testament. Ek wat mos verskriklik lief is vir die Ou Testament. Dis vervelig. Veral as jy daar by Numeri kom. Hierdie is die seun van die, is die seun van die. En 3/4 van die name kan ek nie eens uitspel nie. En uitspreek nie, ek bedoel. Kan sien die wat Bybelskool gedoen het, glimlag, want hulle het al Numeri gelees. Numeri is in die Bybel, vir die van julle wat my so aankyk soos, die 4de boek. Ek wil bietjie fast forward van Numeri af. Ons gaan bietjie aan.
En ek wil oor 'n man praat wat uitgestuur is om sy pa se donkies te gaan soek. Hier gaan hierdie jong man, Bybel sê hy was 'n handsome man, ek weet nie, het is heel moontlik omdat hy ongetroud was, maar is daarom so 'n paar wat wakker is, ten minste, julle mag maar 'n glimlag hoor, julle mag maar, ek sê maar net. Hier gaan hierdie jong man en sy pa sê, gaan soek my donkies, hulle is weg. Die jong man gaan en hy vat sy 2 van die werkers saam en hier gat hulle. En hulle trek van streek tot streek en hulle soek hierdie 2 donkies. 'n Jong man wat gaan as 'n seun van sy pa se huis. En hy kom terug as koning van Israel. Now that's a upgrade. Hy gaan om te gaan doen wat sy pa vir hom gevra het. En hy kom terug as die eerste koning van Israel. Die eerste een. Hy het nie 'n politieke campaign gehad met posters op en debatte gevoer nie. Hy het nie gaan canvas onder mense dat hulle vir hom moet stem nie, niks. Hy het gegaan en hy het gaan doen wat sy hand gevind het om te doen. Hier is hierdie jong man, sy hele lewe verander net daar. Boom, klaar. Kan nogal dink, jy is 'n plaaswerker op jou pa se plaas en volgende oomblik is jy die koning. Dis 'n taamlike verskil. Op 'n punt, en ek wil vir julle lees, die van julle wat 'n Bybel het, haal julle Bybels uit. Die van julle wat nie Bybels het nie, praat met ons sal vir jou Bybel gee. En ek lees uit 1 Samuel hoofstuk 10 uit. Nou, die van julle weet nie wie Samuel is nie. Samuel was 'n profeet wat God deurgewerk het. En almal het van Samuel gehou. Almal het geweet hierdie is 'n groot godsman, want wat hy gesê het direk van God afgekom. En as jy bietjie vroeër gaan lees in die boek van Samuel, dan gaan jy agterkom hoe God al vir Samuel gesê het wat gaan gebeur. Samuel was voorberei daarop gewees. Vers 10. And when they came to the hill, behold, a group of prophets met him, so that him was Saul. And the Spirit of God came on him mightily, and he prophesied it under divine guidance among them. Now when all who knew Saul previously saw that he actually prophesied it now with the prophets, the people said to one another, what has happened to Saul? Is he among the prophets now? Sien Saul wat bekend was, want hy was 'n taamlike groot ou. As jy vroeër gaan lees, sê hy, die koning van Israel gaan kop en skouers bo die res uitstaan. Saul het fisies kop en skouers bo die res uitgestaan. Want sien, toe Saul nie die donkie kon kry nie, die 2 asses, die 2 donkies kon kry nie, toe sê sy werkers vir hom, hier in hierdie area is daar 'n profeet van God. Kom ons gaan vra hom. Dalk sal hy vir ons kan help. Hy sal ons ten minste in 'n rigting kan instuur waartoe ons moet gaan. Sien, hoeveel keer in ons lewe kom ons op 'n punt waar jy soek en 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 jy soek, maar jy kry nie. Jy stap van plek na plek na plek na plek, maar jy kry nie. Jy kry nie dit wat jy op soek is na nie. Kyk, as Saul in vandag se tyd moes leef, sy baie asses oralste gekry het. Baie. En die werker sê vir hom, kom ons gaan na 'n man van God toe. Saul kon gesê het, weet jy wat, skroot, ek hoor dit.
My pa gaan begin wonder, waar is ons? En hy gaan naderhand nie meer worry oor die donkies, hy gaan worry oor ons. Hy gaan bekommerd raak, waar is sy seun en die 2 werkers? So kom ons gaan terug. Maar sien toe die werker vir hom sê, kom ons gaan na die man van God toe. Toe stem hy in, toe sê hy is reg. Sien, hoeveel keer gee ons nie 'n uitnodiging vir mense om by God uit te kom nie? Hoeveel keer is daar nie 'n uitnodiging vir ons gegee nie? Hoeveel keer is daar nie oor jou lewe al geprofeteer en goed gesê vir goed wat in die toekoms gaan gebeur nie? Sien, in alles wat ons doen het ons 'n keuse. Ons kon sê, yes, kom ons doen dit, of nee, kom ons doen dit nie. As Saul besluit het, weet jy wat, bogger dit, ek gaan terug na my pa toe. Die werkers sou hom gevolg het, hy betaal hulle. So, het gaan saam. En dan het ons nie eers geweet van Saul vandag nie. Sien, in dit het hy 'n keuse gehad. En hy het die regte keuse gemaak. Dit wat jy op soek is na in jou lewe, wat jy van plek na plek toe hardloop, van verhouding na verhouding toe hardloop, na kerk toe hardloop, werk na werk toe hardloop, en vriendegroep na vriendegroep toe hardloop, gaan jy nie by daai plekke kry nie. Jy gaan dit net by Jesus kry. Dis al. Saul besluit toe, jy gaat ons. En hulle kom by die dorpie aan waar Samuel bly, en Samuel is nie daar nie. Net daar kan Saul weer besluit, weet jy wat, Samuel is hier nie, ons het probeer. Dat my so dink aan, ek het kerk toe gegaan en ek kry dit nie, die Here kom nie vir my deur nie. Ek gee my 10de en ek en die Here kom nie vir my deur nie. Weet jy of net ek is wat al daai verskonings gehoor het nie? Nou as jy nog nie daai verskonings gehoor het nie, kom wandel net 'n week saam met ons. Net oproepe, net so 3 of 4 oproepe. Presie. Sien, daar kom Saul weer eens en hy het 'n besluit, hy het 'n keuse wat voor hom staan. Gaan hy omdraai na huis toe gaan? Hy kan. Niemand gaan hom kwaadlik neem nie. Dit sal die average persoon gedoen het. En die werkers waar Samuel bly, sê vir hom, vir Saul, Samuel is na daai dorp toe. Nie na daai deel toe nie, na daai dorp toe. Na daai tyd was daar nog nie Uber nie, en daar was nie busse nie, treine het gestraik, was nie daar nie. Jy het geloop waar jy kon ry, want hy het nog nie donkies gehad nie, want die 2 donkies is weg. So hy moes loop. Hy het nie net sy Nike Airs gehad nie, hy het sandale gehad. Nou, wie weet hoe voel 'n klippie in jou skoen? Nou kan jy dit imagine met oop sandale op sand. Dis aangenaam, spruit. Val as jou voete so bietjie sweterig is. Ek het al gesien hoe mense plakkies weggooi. En dan besef hulle dat dit nodig wat die sand warm. Saul besluit, weet jy wat, dan gaan ons soontoe. Hier loop hulle en in daai oomblik besef Saul, maar wat se gift gaan ons vir die man van God gee? En hy sê vir sy 2 werkers, hoor hierso, ons het nie eers meer brood nie, ons het nie water nie, ons het niks. Ons kan nie leë hande opdaag by die man van God nie. Ons moet daarom vir hom iets kan gee. Dis nie nodig nie. Maar sien, hy respekteer dat hy 'n man van God is. Hy weet, hy hoef dit nie vir hom te gee nie, maar hy wil. En sy een werker sê, maar ek het 'n halwe muntstuk. Ons kan dit vir hom gee. So invested is die werkers
in hierdie hele ekspedisie om 2 donkies te vind. Gewoonlik sal 'n werker nie vir die baas betaal nie. Dis nie 'n manier nie. Sê ek het halwe muntstuk hierso. Ons kan dit vir hom gee. Saul sê, "Sjap, gaat hulle." En toe hulle by die plek aankom waar Samuel is en hulle kry vir Samuel. En Samuel kyk vir Saul. En hy besef dit wat die Here vir hom gesê het, wie die eerste koning van Israel moet wees. En hier staan hy, lewensgroot. Hy salf hom, allerlei lekker dinge. Saul se hele lewe verander net daar. Sien die oomblik wat jy bereid is om uit jou comfort zone uit te klim, bereid is om deur die moeilike tye te stap, om by 'n man van God uit te kom, om by God self uit te kom, sal die Here jou kom bless. Enige tyd daardeur kon Saul opgegee het, hy kon gesê het, weet jy wat, dis nou genoeg. Toe hy by Samuel kom, en Samuel besef, hierdie is ons eerste koning, sê Samuel vir hom die volgende, hy sê, jou 2 donkies wat jy soek, het jou pa reeds gevind. So moenie worry daaroor nie. Sien, hoeveel keer as jy met 'n ding stoei in jou lewe, en jy kom eventually by God uit, as gevolg van jou eie hardigheid, jou eie ongehoorsaamheid, want die eie ek staan nog tussen my en God. Eventually as jy daar uitkom, hoeveel keer kom die Here en hy sê, maar, raak rustig. Dit wat jy oor geworry het, is klaar gesort. Anders dink ek sal tot vandag toe nog agter die donkies aangeloop het, om hulle te soek. Sien, omdat ons nie bereid is om uit ons comfort zones uit te klim nie, kry ons nie wat die Here vir ons in storie het nie. Die storie kon soveel anders te gewees het. Boonop dit kom die Here en hy sê, maar ek sal saam met Saul gaan. Toe Saul ewe skielik by daai klomp profete kom en die Heilige Gees kom oor hom, toe profeteer hy saam met hulle. Soveel so dat hulle vra, maar is hy deel van die profete? Is hy deel van hierdie mense? Sien, hoeveel keer kom die Here en hy sê vir jou, maar ek het jou geroep. Ja, maar Here, ek is bang. Nee, maar Here, jy weet nie, jy verstaan nou nie. Laat my so dink aan Handelinge 1:8. Jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom en jy sal God se getuie wees in die hele Judea en Samaria tot aan die uithoeke van die wêreld. Saul het nie gevra om koning te word nie. Hy het nie eers geweet daar is so 'n posisie nie. En hier kom die Here en die Here kies hom want hy's gehoorsaam. Boonop kom God en hy gee vir hom die ability om te kan doen wat hy moet doen. Hy gee die ability om te kan doen wat hy moet doen. Dit is eintlik vir my 'n baie hartseer verhaal as jy verder gaan lees wat met Saul gebeur het. Hy word koning. Soos wat konings maar is, moet hulle oorlog maak. Saul begin jaloers raak op 'n jong man met die naam Dawid. Want sien toe Saul die oomblik toe hy ongehoorsaam is, jy sal dit verder gaan lees, 1 Samuel 15 rond. Toe Saul ongehoorsaam is teenoor God, toe onttrek God van hom. En hier is Saul koning, maar hy is nie meer die gesalfde van die Here nie.
Hoe erg moet dit nie wees nie. Dis hartseer. En hy weet, hy het God se guns verloor. Hy weet dit. Hy het God se guns verloor in 'n posisie wat hy nie eers voor aansoek gedoen het nie. Want sien, hy was ongehoorsaam. As Abraham ongehoorsaam was, het ons nie geweet van Isak nie. As Abraham ongehoorsaam was, sou ons nie eers sy storie geken het nie. Heel moontlik nie. As Saul ongehoorsaam was hy nie die eerste koning van Israel nie. En ek wil hierdie skrif vir julle lees. Sê 1 Samuel 16. Sit 1 Samuel 16. 1 Samuel 15, 23. En Samuel praat Saul praat met Samuel. En hy sê vir Samuel, maar hoor hierso, want toe besef Saul, hy die guns by God verloor. Hy het guns gehad, hy het guns verloor, as gevolg van sy rebellie. En Samuel antwoord hom, and heed what I'm saying, for rebellion is as serious as the sin of divination, fortune telling, witchcraft. And disobedience is as serious as false religion and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he has also rejected you as king. 1 Samuel 16 word Saul ingelyf as koning van Israel. 1 Samuel 15 het al die guns van God verloor. Ongehoorsaamheid bring ellende op jou. Daai ding wat jy aan vashou wat tussen jou en God staan, gaan skeiding tussen jou en God bring. Saul het so goed begin. Hy was gehoorsaam. Hy het gedoen wat sy vader vir hom gevra het om te doen. Hy het ewen gedoen wat sy werkers vir hom voorgestel het om te doen. En hier kom hy op 'n punt en hy verloor guns by God. Die Here het deur hom gewerk. Hy het geprofeteer. Israel het hom gevolg. Hulle was, check hierdie man. Sien, die oomblik wat jy iets tussen jou en God sit, so wat ons laasweek gesê het, is jy ongehoorsaam. En ek dink nie ons besef wat dit beteken nie. Dit is so goed soos 'n valse religion. Bybel sê so. Die oomblik wat jy nie luister wat die Here vir jou sê nie. Nou ja, die God van die Ou Testament is dieselfde God van die Nuwe Testament. Verskil is, ons het Jesus. Ons het Jesus wat vir ons intree by die Vader, wanneer ons ongehoorsaam is, wanneer ons aanjaag, wanneer ons eie kop volg, het ons Jesus, wat klaar vir ons betaal het met sy bloed. Die oomblik wat jy iets tussen jou en God sit, het sy dit familie is, jou kind is, jou seepies wat jy kyk, ek weet nie eens meer of jy goalie speel nie, Bold and the Beautiful, wat ook al ever nie. Die oomblik wat iets tussen jou en God sit, en dit kan letterlik enigiets wees, dan kom jy in rebellie teenoor God, want jy luister nie wat hy vir jou gesê het nie. En dan wonder ons hoekom ons lewens uit mekaar uitval. Ons wonder hoekom ons sit waar ons sit.
En hier is die vraag wat ek mee gechallenge is hierdie week. Deur en oor en oor en oor. Kyk, hierdie week was 'n interessante week. Baie. Met al die ups and downs en vakansie daar en wil lyk of het wil kom reën, maar dan ook nie en dreigheid en die vraag wat ek mee gechallenge word is, gaan jy vashou aan wat ek vir jou gesê het? Wie het al gevoel hulle wil opgee? Wie het al opgegee? Daarom so 'n paar eerlik is. Sien baie keer wat jy daai pad stap, soos wat Saul gestap het, hy het geen waarborg dat die profeet hom gaan kan help nie. Hy het geen waarborg dat hierdie man van God vir hom sal kan sê waar sy donkies is nie. Het nie meer kos nie. Al hulle goed wat hulle saamgevat het is klaar. Hulle is moeg, dis warm, hulle moet loop met rokke. Is nie pret nie. Maar tog het hy nie opgegee nie. Sien die oomblik wat ons opgee en ons het net los, wat gebeur? Ons begin goed tussen ons en God sit. Want ek gryp iets anderste aan. Die rede hoekom Jesus gekom het juis vir ons, is sodat ons in right standing teenoor God kan wees. Sodat ons in right standing teenoor God kan wees. Wat het God vir Abraham gesê? Omdat jy glo, is jy in right standing teenoor my. You in righteousness with me. Sien, Saul het dit gehad. Hy was daar. Het alles reg gedoen. Totdat hy nie geluister het, maar die opdrag was nie. En toe verloor hy dit. En toe word hy koning. En toe regeer hy nog vir hoe lank? Wat staan tussen jou en God? Wat is jou verskoning wat jy gebruik? En moet jy verstaan nie, ek is moeg. Sies tog. Nee, maar jy wil toch sekerlik nie hê. Ek werk 6 dae 'n week en op my 7de dag moet ek rus. Jy wil toch nie hê, ek moet dan by die kerk wees op my afdag nie. Okay, so jy wil toch nie hê, Jesus moet jou red nie. Vra maar net. Wat het jy wat tussen jou en God staan? Sien die oomblik wat daar iets tussen jou en God inkom, en ons sien dit verder met Saul, 1 Samuel 16, die Here het 'n tormenting gees gestuur om op Saul te kom. Van die vertaling sê dit is God se tormenting gees. Omdat hy uit God se guns uitgeval het, omdat hy in disobedience was, omdat hy nie gedoen het wat hom gesê is nie. Toe kom daai gees van torment oor hom. Genadiglik het hy goeie werkers gehad wat sê het, maar kom ons kry iemand wat God se guns het, wat 'n musiekinstrument kan speel, wat kan kom speel as hierdie ding jou pla. Lang storie kort, hulle kry vir Dawid, kort mannetjie, groot nie meer, besig mannetjie. Wat vir my so uitstaan, toe ek het raak lees, en ek weet dit, en dit het net weer vir my uitgestaan. Die antwoord daarvoor is worship. 'n musikant,
En as jy bietjie gaan lees wat het tussen daai twee gebeur, sal dit vir hom draai gooi met 'n spies. Kan jy dit imagine? Dan staan nie voor lekker, die mense begin op met spiese gooi. Nie een keer het Dawid rejection gevat daarvan of nie. Hy's gejag. Nie een keer het hy, niemand hou van my nie. Arme ek nie. Wat 'n rejection. Ek is seer gemaak nie. Die kerk het my seer gemaak nie. Gaan lees bietjie daai storie verder. Gaan lees jy wat Dawid deur is. En nog steeds sê hy vat nie aan die gesalfde van die Here nie. Die oomblik wat jy in disobedience teenoor God kom, maak jy plek oop dat die duiwel kan inkom. Jy maak plek oop dat daai tormenting kan inkom. Jy maak plek oop dat jou lewe kan verwoes word. Jy maak plek oop dat jy kan verwyder word van God se aangesig af. 'n Man wat so goed begin het en hy eindig op die einde van die dag dood, saam met sy hele nageslag. Al sy seuns het voor hom gesterf, en toe sterf hy. Hoe alleen moes hy nie gevoel het nie. En hy het geweet, dis as gevolg van sy eie toedoene. En hy het probeer repent daai tyd. Maar Jesus het nog nie gesterf nie. En dis my vraag vandag aan jou. Wat het jy wat nog steeds tussen jou en God staan? Wat het jy wat jou verwyder van God se aangesig af? Dalk sit jy en jy sê, weet jy wat, ek voel soos of God homself verwyder het van my af. Ek voel asof ek nie meer die guns van die Here op my lewe het nie. Dit voel vir my asof ek net rondwandel. Ek voel so Saul, ek het nie meer die guns van die Here nie. Maak saak wat ek doen nie. Die goeie nuus vir jou. Saul se tyd, weet jy, Jesus nog nie gesterf vir hom nie. Ons tyd het die bloed van Jesus jou vrygekoop. Sien, God gaan homself nie net verwyder van jou af as jy aanjaag nie, want Jesus. God gaan nie homself net verwyder en 'n tormenting gees vir jou stuur, omdat jy ongehoorsaam was nie, want Jesus. Want Jesus. Dis my vraag vandag aan jou. Want sien, God se hart vir sy kinders is voorspoed en nie teëspoed nie. Sy hart teenoor jou is liefde. Hy wil jou kom restore. Vanoggend ry ons op pad hiernatoe en daai skrif kom net weer by my op, Jesegiel 36:26, wat sê, I will remove your heart of stone and I will give you a heart of flesh. Sien, die oomblik wat jy ongehoorsaam is, begin jou hart hard word. Ek sien nie die Here werk nie. Ja, want daar's klappe oor jou oë. Is moeilik om te sien dan. Hoe kan jy so sê, want die Bybel sê so? Sê my nie, as jy dit nie like wat ek sê nie, gaan vat dit op met die author. Ek is nie verantwoordelik daarvoor nie. God het dit geskryf. Maar sien, sy mense wil hy vry hê. Hy wil sy mense vry hê, sodat jy waarlik kan vry wees
van alles. Nie net 'n bietjie nie, van alles. En soos wat jy daar sit, wil ek jy met jou oë toemaak. As jy daar sit en jy sê, weet jy wat? Ek voel soos ek God se guns verloor het. Ek voel soos ek net wandel en ek weet nie waartoe nie. Ek voel soos wat Saul voel, toe hy besef, hy het nie meer die guns van God op sy lewe nie. Wil ek jy moet staan dat ons saam met jou kan bid. As jy daar sit en jy sê, ek voel, my hart is hard, want ek voel nie hierdie goed nie. Ek kan nie sien wat God doen nie. Ek weet ek's ongehoorsaam. Wil ek jy moet staan dat ons saam met jou kan bid. Want sien die Here gee vir ons kans. Hy gee vir ons kans en hy gee vir ons kans. Want hoekom? Dis sy hart teenoor ons. Sy hart is liefde, absolute, alom aanvaarende, agape, goddelike liefde teenoor jou. Daai liefde wat alle verstand te bowe gaan, daai liefde wat nie sin maak nie, daai liefde wat al gooi jy sy genade terug in sy gesig, sal hy sê, my kind, kom, ek is lief vir jou. Soos wat jy daar staan, wil ek jy moet jou hande in die lug opsteek. Maar Vader, Dad, u sien hierdie hande. U sien hierdie harte, en ek weet hier's nog mense wat hier sit, maar hulle is net te skaam. En is okay. Maar Vader, ek vra vandag, kom raak hierdie harte aan. Soos wat u getroue woord sê, you will remove that heart of stone, and you'll give a heart of flesh. Maar Vader, want u bepaal vir ons 'n toekoms, iets om oor opgewonde te wees. Heilige Gees, ek vra dat u nou sal inkom en sal kom restore. Daar waar ons hopeloos voel, daar waar ons voel asof ons uit God se guns uitgeval het, ons het nie meer God se guns op ons lewens nie. Vra dat hy sal inkom nou en sal kom hoop restore. Dat hy sal inkom nou en daai harte sal kom restore. Maar Vader, dankie vir wie u is. Dankie dat u hart liefde is. Heilige Gees, dankie dat u klaar besig is. Dat u klaar kom werk. Dankie vir restoration. Dankie vir restoration. The joy of the Lord is our strength. Dankie dat u sommer daai joy weer kom restore. Elke liewe vraag, kom u en u, kom maak dit stil. Want Jesus, die oomblik waar hy gedagtes begin opkom, want Jesus, dankie vir compleet restaurasie. Dankie dat u getrou is, Heilige Gees. Dankie dat u goed is. Dankie dat u altyd weet waar ons is. Al hardloop ons weg.